So, wie almal hierso ken die sê dan, jy moet nou ander met die vuur stoot. Het julle ma dit nie vir julle gesê? My ma het baie vir my gesê, jy moet nou ander stook, sistertjie, dan gaan jy nou sien wat se pot borrel nou hier oor. En ek praat vandag, wil ek praat oor die vuur stook. Maar nie die vuur om te gaan beklei nie, en die vuur om tweedrag te saai nie, maar die vuur wat die God binne in jou gesit het. En dit is my woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het. Sien as jy mos 'n potjie maak. Ek het dit nou die dag gesien, as jy sê net daar. Die duiwel wil my net iets maak. As jy 'n potjie maak, nou die dag maak my man potjie, en dit is die heerlikste potjie, maar hy sit net 3 stukkies uit. En hy, of 'n paar koeltjies, as dit kool, net 'n paar koeltjies, en dink nou, hy gaan nou hierdie pot nou aan die gang en raai paar koele. En in die middel van die pot, toe kom ons agter, hoor hier gaan nou 'n probleem ontstaan, want hierdie pot gaan halfpad, nie eers halfpad wees nie, en nou gaan hierdie pot nie meer bestaan nie. So toe moes hy nou nog firelighters en blits en kole en alles opsit, en hoor hy staan nou met die blouertjie, want hy het so 'n lekker handblouertjie, hy staan met die blouertjie en hy blaas daai vuur. En so is ons as mense ook partykeer, né? Jy doen alles om daai vuur aan te rits. Alles in jou krag is partykeer so interessant om te sien. Party mense staan nou met die deksel van 'n bak, ander mense gooi nog koerant en nog papier op en versmoor haar arme vuur en dink hy gaan nou brand. Maar jy doen alles in jou vermoë, elke poging moontlik om daai vuur aan die brand te steek. Sodat daai pot net nie verlore moet gaan nie, sodat daai pot net met aanhou kook. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit Levitikus 6 vers 12 en vers 13. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priesters moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffer daaroor aan die brand steek. Vers 13. Die vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. En die Here het dit 2 keer vir hulle in hierdie vers gesê. Daardie vuur wat ek in die hemel uit vir julle gestuur het, mag nooit ophou brand nie. Never ever. En hierdie was die priesters gewees, as jy nou gekom het met jou sondeoffer, met jou lammetjie, en jy het nou gekom en jy wil jou lammetjie nou slag, dan moes daai vuur gereed gewees het vir jou sondeoffer. So daai vuur mag nooit ophou brand het nie. Daardie vuur moes die priesters daardie vuur gestook het, en as daar tot as gebrand het, die volgende verse sal julle sien, moes hulle klere uittrek, 'n broek aantrek, en hulle moes die as afgegooi het langs die altaar, en hulle moes weer ander klere aangetrek het, en hulle moes weer aanhou daai vuur stook het. Jy sien, die belangrike element van hierdie vuur is die hout. Want wat help het ons het 'n vuur, maar ons het nie hout om daardie vuur aan die brand te hou nie. Hulle moes gedurig deur die hout opsit. God gee vir ons die vuur. Dit is sy genade wat hy vir ons gee. Hy gee vir ons die vuur elke dag. Hy sit daai vuur binnekant jou. Die dag toe jy ja gesê het vir die Here Jesus Christus en jy het hom aangeneem as jou verlosser en saligmaker, het daardie vuurtjie binnekant jou, het die Here hom aangesteek. En hy het daar binnekant jou begin brand. En dit is jou plig om daardie vuur aan die brand te hou. Ons moet sorg dat daai vuur binnekant ons aan die brand bly. En wat wil ek vra vandag is, versorg jy nog daardie vuur wat binne elkeen van jou is en binne hierdie gemeente is? Versorg ons nog hierdie vuur? Hou ons nog hierdie vuur aan die brand? Of staan jy maar net op elke dag en jy laat maar net die pot kook en jy doen net wat jy moet, sodat jy net verby alles kom, dat jy net verby die dag kom en net doen wat jy moet doen? Of hou jy daai vuur aan die brand? Versorg jy die vuur wat God in jou geplaas het? Ons almal is nie meer so vuur en vlam soos ons was in die begin nie. Want daai vuurtjie gaan maar 'n bietjie dood. Soms is dit 'n kerk wat dit blus, soms is dit mense wat dit blus, soms is dit net moesmoedig wees.
Want jy bid en jy vra en jy bid en jy vra en al hierdie dinge. En hoekom gaan dit so moeilik met kinders van die Here, nê? Ek dink kinders van die Here is van die armste mense. Soos arm en uiterlik, maar hier binnekant is ons baie ryk, nê? Maar partykeer kyk jy en dink jy, Jesusie, maar ons moet soos die mense in die wêreld wees wat geld het om dinge te doen, wat karre het en huise het en al hierdie dinge het. En dan maak dit jou mismoedig, dan stadig maar seker gaan daardie vuurtjie binnekant jou dood. As jy bid vir 'n situasie en jy bid al jare en nog niks gebeur nie, dan gaan daardie vuurtjie stadig maar seker dood. Spreuke 26 vers 20 sê, en ek wil net vir julle een gedeelte daar lees, hy sê, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. Om vars hout elke dag op daai vuur te sit, is 'n keuse wat jy maak wanneer jy opstaan. Dis 'n keuse om te gaan in gebed, dis jou vuurhoutjie. Dis 'n keuse om te worship, dit is jou vuurhoutjie. Dis 'n keuse om die woord te vat en die woord te lees, dit is jou vuurhoutjie. Daai is jou hout wat jy bymekaar maak om hierdie vuur te laat stook. Want sien, ons almal dink is al hierdie groot dinge, maar dis al die klein goedjies wat daardie vuur aan die brand hou. Wat hierdie vuur die binnekant ons aan die brand hou. Om die Here te soek met jou alles en jouself elke dag as 'n lewende offer vir God te gee, sê die woord. Dit is hoe jy daai vuurtjie stook binnekant jou. Wat jy verwaarloos, sal jy verloor. As jy daai vuurtjie verwaarloos en jy onderdruk hom heeltyd want jy gee hom nie genoeg suurstof nie en jy gee hom nie genoeg hout nie, dan gaan hy weggaan. Hy gaan nader weggaan en jy gaan terug in die wêreld ingaan. Ek moet vir julle sê, en dit is hartseer om vir julle te sê, toe ek deel was van 'n jeugbediening en ek was die jeugpastoor gewees, het ons jeug so gegroei. En nog as ons het begin met 2 kinders, buite my 2 kinders, ons het begin met 2 kinders. Jesusie en daai seun en daai meisie, hulle wou nooit bid nie, hulle dink hulle is te cool. En hulle het ons sterkste bidders in daai jeug geword. Wow, as daai ouetjie bid net, dan het jy die salwing van die Here ervaar. En ons het daai probeer vuur binnekant hulle. En daai meisie was vuur en vlam vir die Here. Sy wil net die wêreld gaan afbreek vir die Here. En die een dag toe kom sy na my toe en sy sê vir my, ja, sy voel die Here, sy gaan na 'n konsert toe. Nou ek weet nie regtig hoe daai tipe dele werk nie, maar by die konsert is daar een of ander moshpit of ek weet nie wat nie. Dis nou vir rock and roll, dink ek. En dan gaan almal nou na die konsert na die moshpit toe en ek weet nie wat gebeur daar nie. Sy voel die Here sê sy moet soontoe gaan. Sy het kaartjies gekry, sy gaan soontoe gaan. Toe sê ek vir Jessie, pas op net, nee. Want jy alleen kan nie al daai mense gaan red nie. Ek sê, en pas op dat jy nie ingetrek word deur daardie nie. Jy's nog klein in jou geloof, jy's nog nie sterk genoeg om hierdie duiwels te gaan aanpak en duiwels uit te dryf en goed nie. Jy kan dit nog nie doen nie. En teen my raad aan haar, het sy gegaan en sy dit gaan doen. En ons het haar vir ewig uit ons jeug verloor. Vandag is sy getroud met 'n ouetjie en hulle albei lewe die satanistiese lewe. En tot vandag toe nou is ek so spyt dat ek nie meer gedoen het om haar te keer nie. Maar ek is nie haar ma nie. Maar dit is nog steeds nie 'n verskoning nie. Ek kon meer gedoen het om haar te keer om nie te gaan nie. Maar sien, sy het gedink dit is wat sy moet doen. Dit is wat sy moet doen vir die Here en dit is nou haar bediening om al hierdie mense te red. Maar ons is nie die reddaars nie. Ons is die instrumente in God se hand. Ek kan niemand van julle red nie. Ek kan vir julle bid en ek kan julle opdra aan die Here en ek kan my hande op julle lê en ek kan saam met julle 'n pad stap, maar ek as persoon en julle as persone kan niemand red nie. Net die redder is Jesus Christus. En partykeer wil ons 'n ding aanpak wat groter as ons is en dan dink ons is okay, ons gaan dit maak en ons is die Here en ons is vol van krag en vol van vuur, maar ons moet ook nie verstaan dat ons nog nie dom wees nie. Ons moet nie ons salvation prys gee, ons ewige lewe prys gee vir dit wat ons dink ons moet doen. Jy gaan hoor eers by die Here of dit is wat jy moet doen. En dan moet jy jouself eers toepas, gereed maak, die nodige tools kry om te gaan doen, om so iets te doen. Maar hierdie is 'n daaglikse keuse om droë hout op die vuur te sit. Johannes 6 vers 35 sê Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek
is die brood van die lewe. Nou, ons as persoon, ek weet, ons kerk het ons nou 'n vas deurgegaan. Ek was amper dood in daai week. Ek vertel vir julle, ek was amper dood. Maar ons as mens, ons kan nie eers 'n dag daar 3 dae vas nie, dan maak ons gebeente dit nie. Ons kan dit nie maak nie. Nou, hoekom laat ons gees vas? Partykeer bid jy 'n dag nie. Partykeer gaan daai dag 2 dae wat jy nie bid of Bybel lees nie. 3 dae, 4 dae, 5 dae, week. Nadat is jou siel so uitgedroogde honger, bene, daar's niks nie. Hoekom laat ons die Jesus Christus self sê, hy is die brood van die lewe. Ons neem nie die brood van die lewe elke dag deur ons gebed, deur ons verhouding met hom of deur die woord nie. Ons laat ons gees vas. Maar ons as mens kan dit fisieslik nie eers maak om 'n dag lang te vas. So hoekom laat ons dit toe in ons gees? En ons almal was al deur daardie vasseisoene wat dit voel, jy kan net nie bid nie. Jy kan nie bid nie, jy kan nie Bybel lees nie, daar's net te veel dinge wat aangaan of jy voel net te mismoedig. Onthou, die duiwel gaan sorg dat daar water op jou hout gegooi word, nê? Hy gaan sorg dat daar geen hout naby jou is. Hy gaan alles in sy vermoë sorg want hy wil hê daai vuurtjie binnekant jou wat God daar geplaas het, moet uitsterf. So ons moet daardie ken en sê, Here, ek wil nie nou bid nie, Here. Ek voel nie nou ek wil bid nie, of ek is ongelukkig met die Here, jy het nie vir my gehelp in hierdie week nie, Here. My wiel het nog steeds gebars en al hierdie dinge het nog steeds in my gebeur. Maar ten midde van dit, Here, hier sit met my houtjie. Ek kom sit dit op die vuur, Here. Ek is hier, ek is in die teenwoordigheid, Here. Ek bid net. Dis al wat dit vat, is net te begin. Ons kyk as gebed en worship en Bybel lees is hierdie groot taak, né? Dis hierdie groot ding. Ag, ek het nie nou lus om te bid en te worship en Bybel te lees nie. Maar kom ons vat die Bybel en jy lees een versietjie, nie een vers nie, een reël lees jy elke dag. En jy sê 'n 1 minuut gebed op, 'n halwe minuut gebed op. Net maak toe jou oë en sê, Here, dankie vir hierdie dag, Here. Ek weet jy's met my en jy gaan. Begin daar om jou vuur binnekant jou voedsel te gee. Dit is ons hout. Dit is ons hout wat ons bring vir God se vuur binnekant ons. Ons moet begin hout by mekaar maak, al is dit klein treetjies, al is dit klein goedjies wat ons doen. Ons moet elke dag ja sê vir die Here Jesus Christus. Ons moet wees om mense wat daardie vuur in ons opwak. Nie die kwaad vuur of die, ek gaan jou nou iets aandoen vuur nie. Ons moet nie om sulke mense wees nie, want hulle blus ons vuur uit, ons kom dit net nie agter nie. En hulle vuurtjie groei en ons vuur gaan dood, want ons lewe met daai bitter, nie? Hulle lewe nie met die bitter nie. Maar ons moet om mense wees wat daardie vuur binnekant ons wakker maak. Ons gaan nie altyd voel of ons op 'n geestelike hoogte is. Partykeer gaan jy voel, jy is in die geestelike laag. En jy is in die vallei, en jy weet nie hoe jy hier gekom nie, en jy weet nie hoe gaan jy jouself hier uitbid of hier uitkry nie, maar ons almal gaan nie altyd op daai hoogte wees nie. Maar dan moet jy nie jou kampstoeltjie vat en hom daar sit, en in daai lou posisie wees nie. Here, ek is nie koud nie, ek is nie warm nie, Here, ek is eerder maar net lou. Want ten minste solank as ek lou is ek darm okay. Nee, want die woord van die Here sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud was nie, of nie warm was nie, maar omdat jy lou was, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Ons moet nie ons kampstoel daar sit by in between lou, en sê, okay, ten minste het ek iets gedoen, maar ek het ook nie regtig iets gedoen nie. Ons moet nie toelaat dat daardie vuur doodbrand nie. Hoe sal ons weer daardie vuur aan die brand kry? As die vuur heeltemal doodgebrand het, hoe kry jy hom weer aan die brand? Met baie moeite en baie geduld, want halfpad deur agenda op hierdie vuur wil net nie weer brand nie. Jy kry nie weer 'n vuur wat doodgegaan het om weer maklik te brand nie. En verskonings maak 'n vuur dood. Ons moet die vuur aan die brand hou, hy mag nie uitgaan nie. Handelinge 28 vers 2 tot 3. En dit was waar Paulus, hy het gegaan en hulle was op 'n skip gewees en daar het 'n storm gekom
En na die storm het hy wat is 'n shipwreck in Afrikaans? 'n Skipbreek. Dit voel so dom om dit so te sê, dit voel soos direkte vertaling, skipbreek. Okay, hy het 'n skipbreek ervaar. En Handelinge 2 vers 3, en hy het nou in hierdie dorpie gekom, en hy af 'n eiland gekom, en hy het nou agtergekom by wat se eiland hy is. En die inboorlinge het ons buitengewone liefensheid bewys. Want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons het almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En ek wil net tot sover lees. As ek nou lees van die adder en die slang, dan gaan ons hier nou na 'n ander preek toe. So ek lees net tot sover. Maar hulle het nou al hierdie dinge deurgemaak. Hulle het al die rede gehad om mismoedig te wees. Hulle was in die storm, hulle was in die skipbreek, hulle het dit almal oorleef, daar is iets om voor dankbaar te wees, maar hulle, en dan nou nog, is dit reën, en dit reën, en daar is niemand nie, hulle ken niemand nie, hulle het alles gehad om mismoedig te wees. Soos Daniel en Shadrach en Abednego, wat in die vuuroond gesit het, hulle het alles gehad om mismoedig te wees, maar God was in die vuur. God was in die vuur saam met hulle gewees. En dit is hoekom hulle oorleef het, dit is hoekom hulle nie bang was nie, hulle het in die vuur gedans en gesing. Hulle het nie bekommer nie, want hulle het geweet, God was daar in die vuur saam met hulle. God is in die vuur vandag saam met jou. Hy is in hierdie vuur binnekant jou. Maar die mense daar het die nood gesien en hulle het die moedeloosheid in Paulus hulle gesien. En hulle toegetree. En hulle het 'n vuur gemaak. En wat het Paulus gedoen? Want hy weet wat sy opdrag is. Hier is 'n vuur, ek moet gaan hout haal. So hy het gegaan en hy droë hout gaan haal, alhoewel hy so mismoedig seker was. En seker so, ek weet nie, het hulle skrape, skete, bloeiende neus, bloeiende kop, die woord sê dit nie vir ons nie, maar hulle was nou net in 'n skipbreek, so daar moes een of ander injuries gewees het. Maar met al daai en al daai mismoedigheid het hy nog steeds gegaan en hy het die vuurhout gaan bymekaar maak. Want Paulus het geweet, dit is wat vir hom weer hoop gaan bring. As jy kamp en jy het geen vuur nie, dan gaan jy gaan baie depressed daar wegstap. Want as jy net jou tentjie in die natuur het, met nie 'n vuurtjie om jou warm te hou in die nag nie, het nie 'n vuurtjie om kos te maak nie, kan nie eens 'n bietjie koffietjies maak nie, niks nie, dan gaan dit jou in droefheid sit. Die Here gee die vuur, maar dis ons verantwoordelikheid om daardie vuur aan die brand te hou, om ons deel te doen. Ons moet daardie vuur beskerm met alles wat binne ons is. Ons moet die woord en ons gebedtyd met God beskerm met alles wat binnekant ons is. Ons moet nie toelaat dat die wêreld of dat ander mense, jy kan nie goed genoeg bid nie, jy bid nie lank genoeg nie, jy bid nie hard genoeg nie, jy bid nie die regte woorde nie, daar is nie so ding. As jy bid in die naam van Here Jesus Christus en jy vat daai autoriteit en jy bid tot die Here. Jy hoef nie wonderlike mooi woordjies te gebruik en elke Bybelvers te ken en in jou woord te sê nie, of in jou gebed te sê nie, jou hart moet net opreg wees wanneer jy voor die Vader staan. Opreg. Onthou, jy kan nie onsugarcoat nie, jy kan nie sê, Here, help my vandag as ek sterk, ek was moedeloos, maar Here, daai mense maak my kwaad nie, Here weet. Of Here, asseblief, Here, asseblief, Here, asseblief, Here, gee my hierdie werk, Here, jy weet ons het dit nodig nie, die Here weet jy het dit nodig. Die Here weet wat jy vir hom gaan vra, of voor jy hom gaan vra. En ek dink as ons ophou om alles te sugarcoat, wanneer ons voor die Here kom, en ons is opreg, en sê, Here, hier is ek, Here, ek het weer 'n fout gemaak. Here, vergewe my, Here. Here, ek's jammer, Here. Die Here weet hoe jy voel, en die Here weet wat binnekant jou is. Maar jy met daardie gebedtyd met God beskerm. Of omdat jy dink, jy lees die Bybel en jy dink, jy verstaan nie wat daarin staan nie, want dit is al hierdie wonderlike, maar ook snaakse goeders wat daar binne gebeur, moenie ophou Bybel lees en lou word, omdat jy dit nie kan verstaan nie. Maak die woord op en sê, Here, ek lees een versie, Here, openbaar dit in my gees,
sodat ek kan verstaan wat hier staan, Here, en sodat ek dit kan toepas in my lewe. Maar moenie die Bybel eenkant stoot omdat jy dit nie verstaan nie, of omdat jy dink jy weet nie wat daar binne aangaan nie. Ons moet daardie honger wat God binnekant jou geplaas het, en dis nie die potjie kos nie, maar dis nie die potjie kos nie, dis daai vuur. Wie onthou toe jy net die eerste keer jou hart vir die Here gegee het? Jy kon nie genoeg van die Bybel kry nie, jy kon nie genoeg op Facebook en op die en op daai goeders van die Here lees nie, en die boeke van die Here en elke video's van die Here, as jy in die kar klim, maar luister jy net gospel musiek, dit gaan net oor die Here, die Here, die Here, en dan begin dit maar stadig maar seker bietjie minder te maak, bietjie minder te maak. Ons moet daardie vuur weer vind. En ek dink hierdie gemeente se vuurtjie was so amper uitgeblus. Hierdie gemeente se vuurtjie het so laag geword dat dit amper breek was. En ek voel ons as gemeente moet weer daardie vuurtjie aan die gang kry. So waar staan ons as gemeente met ons vuur, met ons hout? Wie bring wat se hout? Onthou as hier saam by mekaar kom, dan bring ons almal ons hout, soos Paulus die droë hout gaan haal het, bring ons almal ons droë hout hier na toe, sodat ons hierdie vuur ook kan vlam. Hierdie gemeente moet weer aan die brand raak. Ons moet ons deel van ons hout bring. Handelinge 1 vers 14, en ek gaan afsluit daarmee, voordat die Heilige Gees op die disippels geval het. Onthou eers het Jesus vir hulle gesê, gaan na daai plek toe en gaan wag daar. Ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur, gaan wag net daar. So hulle het gegaan en hulle het gaan wag. En toe het hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. En daarna die Heilige Gees op hulle geval. So ek wil hê, as ons hier na hierdie gemeente toe kom, as ons na hierdie samekoms van die Here toe kom, dat ons almal eendragtig sal wees. Kom met jou vuur uit en kom steek hierdie vuur wat die Here binne hierdie gemeente gedoen het aan die brand. En ek het vanoggend nou, hierdie is nou nie 'n katolieke ding nie, ons gaan nou nie 'n kersie aansteek vir iemand nie. En ek het niks teen katolieke nie, ek sê nie, ek is nou nie een van daai rituals nie. Maar ek het hierso kersse, en ek het nou so wonderlike houtvuur, my span by die huis, my aardwerkspan het hard gewerk aan hierdie vuur. Maar ek wil vra, dat ons vorentoe kom en dat ons, as dit jou wil is ook, dat jy in geloof vorentoe kom en dat jy jou kersie aansteek en dat jy sê, Here, ek maak nou 'n commitment aan U, dat ek gaan my hout bring en ek gaan die hout in my lewe gaan ek bring, sodat hierdie vuur en hierdie gemeente vuur vir U kan helder verskyn. Is dit reg? So ek wil, jy kan vir ons 'n liedjie opsit. En dan, as dit jou ding is, nie vorentoe kom en vir die Here lieg nie, onthou hy weet as jy gaan kom en dit net doen om dit te doen. Maar dit is wanneer jy 'n commitment maak aan die Here en eet aan die Here, covenant aan die Here om te sê, Here, ek steek my vuurtjie en ek gaan laat hierdie vuur brand. Ek sal hom nooit laat uitblus nie. Amen.
Kom ons neem dit gou so 'n tydjie. So terwyl ons so in hierdie rustigheid en kalm is, bly vra dat ons ons kan soms so afstaan. Maar dit wil nie hierdie gees ons nou verhinder. Want ek wil nie hierdie teenwoordigheid van die Here verhinder. So ek wil hê ons moet so uitstaan met die Here in hierdie rustigheid en vrede. So ek wil vra dat kom ons neem net ook 'n oomblik van stilte vir Tannie Sanita. Van hulle seun aan die dood afgestaan het. Kom ons neem net ook 'n oomblik van hulle. Vader, dankie Here dat U vermoedig het in ons lewe. Here, ek wil vra dat U ons sal help, Here, rus ons toe, Here, om hierdie vuur binnekant ons te bestel en alles wat U vir ons is. Here, dat ons hierdie hout sal by mekaar maak, Here, dat ons hierdie vuur sal voed, Here, en sal lewe gee. Here, dat hierdie vuur nooit mag uitgeblus word, Here, maar dat ons hierdie goeie geveg sal veg. Here, dat ons nooit mismoedig sal raak en sal opgee, Here, dat U nie mismoedig geraak en opgegee ons. Here, is dit alles dat ons aan dit vasbou, dat ons weet, Here, dat U die pad vir ons gestap het nie omgedraai en gesê is te swaar, Here, dat ons ook nie afvallig raak, Here, omdat dit te swaar is, Here, die pad op die aarde was en maak het, Here, soos ons pad wat gemaak het. Here, maar U sê, saam met die beproewing is die ook die eindkoms. Here, help ons, Here, dat ons net sal aanhou en sal deurkry, sal aanhou en sal deurkry. Here, al weet ons hoeveel jaar vir die situasie, Here. Here, U het die gebede gehoor. Here, U ken ons harte, maar voor ons dit moet praat, Here, het U reeds geweet ons dit moet praat. Help ons dat ons op U vertrou, Here, dat ons nie mismoedig sal raak en ons bid en dit sal eer, Here. Maar gee ons eerder geestelike wysheid, Here, en insig dat ons kan verstaan hoe om hierdie deur te doen. Here, ek wil vra, Here, dat ons sal help, Here, dat ons vuur en vlam weer vir hierdie gemeente sal wees. Here, dat elkeen hulle houtjies op 'n Sondag sal bring, Here, en dat ons hierdie vuur wat U hier in hierdie gemeente begin het, Here, en aangesteek het, Here, dat ons hierdie vuur sal nooit laat uitblus nie, Here, maar dat ons al pogings sal bring, Here, om hierdie vuur te laat brand. Hierdie vuur mag nooit doodgaan, U sê in die woord, Here. Help ons, Here, dat hierdie vuur nooit sal doodgaan, maar dat hy sal aanhou brand. Here, ek loof en ek prys U naam, dit wat U vir ons doen, Here. Here, ek dink aan hoe dit dat U sal neem, Here, dat U met ons sal gaan, Here. Die hartseer kan ons net indink, Here, ons kan nie verstaan, ons kan dit indink, en hoekom die sulke dinge laat gebeur, en hoekom die sulke dinge gebeur, dat die kind vir hulle ouers moet weggaan, Here, ek sal ons nooit verstaan, maar help ons om dit sal
toepassing aan die woord. Help ons dat ons so sterk is, Here. Gee ons die nodige wysheid, Here, dat ons sal luister om te bly. Dis wat ek weet in Jesus. Amen.